Vriende, op daardie noot, baie welkom hier in die erediens vanoggend, wat 'n voorreg om so saam te kan wees. Namens my en my kollega wat later hier by die tafel by my gaan aansluit, by die nagmaaltafel. Hartlik welkom so tussen die reuk van die wyn en die sigbaarheid van die brood. Mag jy sommer so op die tweede Sondag in Koninkryk Rykstyd vanoggend net opnuut bewus word van die Here se teenwoordigheid by elkeen van ons. Nou, daar's 'n Duitse teoloog wat so 'n klein boekie oor die erediens geskryf het, en in die boekie sê hy, van tyd tot tyd moet die tyd anders wees. Van tyd tot tyd moet die tyd anders wees. Op 'n Sondagoggend om 9 is die tyd anders hier, is ons op 'n ander ritme as gemeente bymekaar. Is ons hier saam en daar gebeur met elkeen van ons iets. En ons weet dis nie dieselfde ding nie. Maar my gebed is dat jy vanoggend deur die Here raakgeloop sal word daar waar jy in jou verhaal is. Mag hierdie erediens so 'n spasie wees waar die tyd anders is, waar jy saam met ons kan nadink oor waaroor alles dan nou gaan. Oor wat werklik belangrik is. Mag dit gebeur met jou iewers in hierdie erediens, het sy in die musiek, in die woordbediening, dalk in die tekens, miskien in die stiltes, of sommer net in ons saam wees as gemeenskap van gelowiges. Mag jy vanoggend ervaar dat die Here jou kom ontmoet, daar waar jy in jou lewe is. Vriende, enkele afkondigings vanoggend as jy dalk vir die eerste maal hier is en hierdie is 'n gemeenskap waarvan jy wil deel bly. Na afloop van die erediens gaan ek en Bernice voor by die nagmaaltafel wees. Kom asseblief en kom maak kennis. Ons sal graag sommer net wil kontakbesonderhede uitruil sodat ons ook lekker saam kan kuier as daar 'n geleentheid in jou skedule is en mekaar beter leer ken. Vriende, ons het vandag verjaarsdae, een in Burger, Suzette Greef, Nico wat die voorsit van Diemen en Nikki van Sail. So mag dit sommer net vir julle 'n besondere dag wees. Gister het Dikkie verjaar en in die week is daar heelwat verjaarsdae, so loer asseblief in die gemeentebrief. Vriende, ons dink aan Jan Henry Bosch wat op Woensdag 3 Junie deur 'n motor raak gery is. Hy het sy been op 2 plekke gebreek en ons bid vir hom 'n spoedige herstel toe. Maria Swarts met die afsterwe van haar man Nico Swarts, hulle het voorheen hier in die Marina gebly. Sy gedenkdiens het op 15 Mei plaasgevind en ons dink in besonder aan Tannie Maria en die hele familie. En dan Erna Lou wat uit Hoësorg na gewone saal oorgeplaas is. Ons is dankbaar dat dit beter gaan en binnekort gaan sy ontslaan word. Vriende, Chris en Angela Buchner en gesin met die afsterwe van hulle familielid Eugene Christoph Cousins. Julle sou in die nuus gesien het van die tragiese vliegtuigongeluk. So ons wil sommer net ook vir hulle in besonder by die Here se voete neerlê. Dan Nicolas Symington wat Woensdag 3 Junie 'n skouerprosedure ondergaan het. Sy sterk reeds tuis aan. Dan Stefan en Maritjie Nel, wie se kleindogter Clara vandag voorberei word vir 'n groot operasie wat môre plaasvind. Ons wil sommer net ook vir julle sê ons dink aan julle en dra asseblief ook ons groete aan die kinders oor en ons bid saam met julle in hierdie tyd. Dan vriende, Pieter Allison, eggenoot van Esther Allison, pa van Pauline Kotse, wat tans baie siek is. Hy's in ICU in Suid-Afrikaanse Hospitaal. Ons dink in besonder ook aan hulle in hierdie tyd. Kom ons gee net so 'n oomblik en dan gaan ons oor in stil gebed. Amen. Ons steek op hierdie oomblik die Christuskers aan om ons te herinner dat Christus se lig bly skyn in die donkerste donker van hierdie wêreld.
Vriende, in ons gemeenskap gebeur daar in die volgende maand 'n paar goed. Onder andere is die kwartaalgesprek met Dawie Rood. Dis 'n bottel en bord aand. Julle ken die tradisie. Ons pak sommer elkeen 'n lekker mandjie en bring 'n bottel saam en ons deel met mekaar en ons kuier om die tafels. So asseblief kom kuier saam met ons die aand. Jy hoef nie te bespreek voor die tyd nie. Jy kan net daar wees en dit beloof om 'n baie insiggewende geselskap saam nadink dan ook te wees. Soos julle weet van die wynproe, ons het nou nie 'n skyfie op nie, maar loer gerus in die nuusbrief. Vriende, baie belangrik, ons gemeentekamp is vanjaar van 9 tot 11 Oktober, eerste keer in 'n lang ruk wat ons weer 'n gemeentekamp gaan hê, so maak asseblief 'n knoop in jou oor. Dit is by Klein Kariba. As jy in die elektroniese formaat van die gemeentebrief kyk, dan sal jy sien, dis baie maklik. Jy klik net daar op 'n skakel en dan vat dit jou na die plek toe waar jy kan registreer. So elkeen bespreek self en dan gaan ons daardie naweek sommer net behoorlik saam kuier. Dan belangrik vriende, daar's geen aanddiens vanaand nie. Anders as in die almanak aangedui is daar vanaf 7 Junie tot 17 Julie nie meer aanddienste nie as gevolg van die wintereksamen en skoolvakansie. Ons het verkeerdelik in die almanak aangedui dat daar wel nog aanddienste is, so maak asseblief 'n knoop in jou oor. Ons hervat weer op die 26ste Julie. Ons gaan die tieners mis in hierdie tyd, maar mag dit sommer ook net 'n lekker rustyd wees vir al die jong mense en ook die ouers so in die middel van die winter. Ek hoop almal eet lekker pannekoek so 6:00 die aand wanneer ons gewoonlik hier saam is. Vriende, dit is dan ons afkondigings vanoggend. Kom ons bly net so sit en dan sing ons 'n toetrede lied saam. Hierdie verlange in my, wat sal ek dit noem? Hinkering, hoop. Wanneer het dit in my ontstaan? Ek dors na God, na die lewende God. Ek dors en hoor die roep. Ek dors na jou. Amen. Liewe gemeente, wees vanoggend gegroet in die naam van die drie-enige God, wat dors om in verhouding te staan met elkeen van ons. Amen. Kom ons staan indien moontlik en dan antwoord ons op hierdie seëngroet van die Here.
Here, dankie dat U die lig vir hierdie wêreld is. Dankie dat U die lig in ons is. Here, dankie dat U die lig deur ons vir hierdie wêreld is. Amen. Op Stellenbosch Universiteit is daar die gebruik tydens Joel om iets te doen wat hulle noem vensters. Nou ek sien dit het nou onlangs so 'n bietjie verander, maar toe ek nou nog op universiteit was, dis ook nou al 'n hele rukkie terug, het hulle letterlik voor elke koshuis het hulle 'n verhoog dan nou opgestel en dan sou die studente soos hulle dan nou 'n tema ontvang het eintlik van die groot Joel komitee dan nou uitdrukking gegee deur middel van 'n konsert aan hierdie bepaalde tema, en dit het dan nou bekend gestaan as vensters. So jy het dan nou letterlik in die Joeltyd gestap van een koshuis na die volgende en by elke verhoog was daar dan 'n bepaalde venster gewees waardeur jy na hierdie tema kon kyk. Toe ek hierdie week so 'n bietjie oor die nagmaal nadink, toe kom hierdie beeld van die vensters by my op en ek besef in 'n oomblik dat in elke seisoen van die kerkjaar word die nagmaal vir ons nog 'n venster op God se hart. So in elke liewe deel van ons liturgiese jaar beleef ons 'n ander kykie, het ons 'n ander blik, sien ons iets anders van God se hart raak en die nagmaal help ons juis om ons oë daarvoor oop te maak. Nou vriende, as ons lees in Filippense 2 vers 5 tot 8, dan lees ons daar, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Die nagmaal kom herinner ons vanoggend aan dit wat Jesus kom vergestalt. En wat 'n venster op God is dit nie. Hierdie lied van Paulus is eintlik in die hart van die nagmaal, hierdie selfontlediging, hierdie selfleegmaking of kenosis van Christus, wat ons uiteindelik inkarnasie noem. Christus se afwaartse beweging, af. Jesus word letterlik vleis met vel om, vlees, mens in hierdie wêreld. Wanneer hy in die stofstrate van hierdie wêreld loop, vriende, dan kom sy binneste in beroering wanneer hy die pyn van hierdie wêreld raak sien. Maar hy sak nog verder af in die gestalte van 'n slaaf, minder as mens, word letterlik onder mens gesien, slaaf aan 'n kruis. Hy loop hom vas teen die kruis. Uiteindelik is hierdie leegmaak, so leegmaak dat dit selfs met die donkerste steegies van my en jou wêreld assosieer, die donkerste plekke, vriende. Dan wil hierdie kenosis my ook uitnooi tot 'n ander soort kenosis deur hierdie nagmaaltafel vanoggend, waar hierdie selfleegmaking in my lewe realiteit word, 'n plekmaker word, sodat daar ook 'n ander houding, 'n plek vir 'n ander houding heens hierdie wêreld is. Vriende, ewe skielik dink ons aan God in terme van die een ter wille van ander, soos ons hom ook leer ken in Jesus Christus. Dis 'n venster wat Paulus vir ons gee deur Christus op God se hart. En in hierdie venster ontdek ons deur die nagmaaltafel ook hoe God die ontfermende een is. Die een is wat in die pyn en die lyding van hierdie mensdom kom induik, wat in Jesus kom illustreer hoe God oor die wêreld dink deur aan 'n kruis te hang. Hierdie selflose beeld van Jesus, vriende, wat ons ook in die nagmaaltafel beleef, moet tog ook ons wêreld, ons manier van dink
oor hierdie wêreld kom verander. In koninkrykstyd is een van die vensters van die nagmaal dan in besonder, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Ons het God se hart leer ken. Nou nooi die nagmaaltafel ons in koninkrykstyd om hierdie hart in die wêreld te gaan wees, te gaan leef, om Jesus sigbaar te maak en so nog 'n venster op God te word. Nooi graag my kollega om saam met my by die nagmaaltafel te kom aansluit. Ons vra dat die kerkraadslede vir ons die tafel in gereedheid bring en die tekens uitdeel. Wanneer ons die tekens uitdeel, hou dit by jou, dan gaan ons dit saam instel.
Vriende, kan ons hom net sien, is iemand dalk met die tekens oorgeslaan? Julle kan hom net van so 'n aanduiding gee asseblief. Ons sal dit opreg waardeer. Lyk of almal gehelp is, dankie kerkraad, waardeer opreg. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit en dink daaraan dat sy liggaam gebreek is vir ons. Gaan wees dan ook hierdie brood in 'n wêreld wat honger is. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit en weet, dit is vir ons. Gaan wees dan ook genade en 'n liefde vir 'n wêreld wat dors na Christus.
Here, ons het U hart nou beleef in die nagmaal. Dankie vir die tekens wat dit so tasbaar maak. Here, wat ons help om te ruik, te proe en juis daarom U hart te gaan leef. Dankie dat ons 'n gemeenskap kan wees wat gereeld so saam om 'n tafel sit. En in ons saam wees, Here, vier ons gemeenskap, ons verhouding met mekaar en met U. Dankie vir voorregte soos vanoggend. Amen. Ek wil graag vra dat ons kinders vir ons van voorskool tot graad 6 so vir 'n oomblik vorentoe kom, maar voordat jy kom, wil ek vra dat jy vir ons 'n leë glasie sal saambring en sommer hier op die muur net kom neersit. So al die kinders voorskool tot graad 6, maar bring vir ons 'n glasie saam asseblief. Sit die glasie so versigtig. Ek wil vra julle om sommer vir ons hier op die muur neersit hier voor, hoor. Sal julle hulle vir ons almal mooi versigtig. Julle kan die ander muurtjies ook gebruik. Ek sien ons het 'n paar jong mense met OCD hier, nê. Die rykie is perfek. Daar's hy. Ek wil gou-gou vra, hoekom is hierdie glasies leeg, julle? Want ons het dit gedrink en het julle agtergekom die brood in die banke is ook ewe skielik nie meer daar nie. Hoekom sê julle so? Want ons het dit geëet, nê. So waar is die wyn en die sap en die brood nou? Ja, in ons lyf. Nee, dis nou in ons. So die glasies is leeg en die brood is weg, want dit is alles nou in ons. Wanneer ons die nagmaal vier, nê, dan word ons herinner dat soos die tekens, nê, die wyn en die brood, julle weet wat dit beteken, nê? Mamma en pappa het vir julle al mooi vertel en ouma en oupa, soos dit in ons is, net so leef Jesus deur die Heilige Gees waar. Dink gou-gou. Waar is die brood en die wyn? In ons, nê. So waar leef Jesus nou? In ons, nê, en by ons. En hy's altyd saam met ons. So wanneer ons vandag hier uitgaan, dan gee ons nie een tree sonder God se teenwoordigheid by ons nie. Hy is altyd by ons, gaan julle dit onthou. Julle met die kinderbediening vandag so baie geniet. Ons gaan so 'n bietjie nadink oor die skepping, met klei speel en daar sommer net allerhande lekker goed. So fasiliteerders, baie dankie vir julle hulp ook. Ouers, julle kan so lank uitbeweeg saam met die fasiliteerders. Geniet dit by die kinderbediening. Ouers, ons wil julle graag net herinner daaraan dat daar weekliks in die gemeentebrief 'n huisgeloof is wat 'n vaslegging is van dit wat ons by die kinderbediening doen. Soos julle weet, die kerk speel net 'n aanvullende rol wanneer dit kom by geloofsvorming. Geloofsvorming gebeur in huise, daar waar ons saam met ons kinders elke dag besig is. So ons wil jou uitnooi, maak moeite met die huisgeloof, maak tyd in jou week vir die tyd om anders te wees, soos ons vanoggend gehoor het, en praat sommer net saam as gesin oor dit wat God ook in Christus in elkeen van ons se lewens doen. Kom ons word stil. Heilige Gees, kom neem U oor, maak U lewend en pas U toe. Amen.
Ons lees vanoggend saam uit die brief Galasiërs met 'n spesifieke fokus op hoofstuk 1 vanaf vers 6 tot en met vers 10. Nou Paulus skryf aan die Christen gemeentes in die streek Galasië. Daar's tog sommige akademici wat van mening is dat wanneer Paulus hierdie brief aan die gemeentes in die streek van Galasië skryf, dat die gemeentes net uit heidense gelowiges bestaan, maar meeste van die akademici argumenteer egter dat hierdie gemeentes is wat uit beide Joodse gelowiges en dan nou ook Christen gelowiges, mense wat vanuit die heidendom na die Christendom bekeer is bestaan. So jy het Jode, jy het Grieke, jy het sommer net 'n mengelmoes van verskillende mense wat bymekaar kom. Hulle moet mekaar leer verstaan, daar's kulturele verskille en om dinge te vererger, kom daar mense in die gemeente aan wat vir hierdie gemeentes wil kom sê, maar weet julle wat, voordat julle Christene kan wees, moet julle eers Jode word, moet julle eers al die Joodse praktyke en gebruike aanneem. Nou ons lees nie daarvan noodwendig in hoofstuk 1 nie, maar in die res van die boek word dit nou nogal baie duidelik in die res van hierdie brief. So hierdie ander mense waarvan ons nou gaan lees in Galasiërs, Paulus kom en sê hierdie mense bring verwarring. Hulle moet nie gehoor word nie, want hulle vra van julle om die Joodse wette te onderhou, om die reinigheidswette te eerbiedig, die besnydenis toe te pas. Paulus sê dis onsin. Daar's nie 'n manier wat dit nodig is as jy 'n Christen wil wees en 'n volgeling van Jesus wil wees nie. Kom ons lees saam. Ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar selfs al sou ons of 'n engel uit die hemel 'n evangelie aan julle verkondig in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer, as iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met wat julle ontvang het, laat hom vervloek wees. Probeer ek nou mense tevrede stel of God? Of soek ek die guns van mense? As ek nog steeds mense se guns sou probeer wen, sou ek nie meer 'n diensknegt van Christus wees nie. Ek wil vanoggend begin en vra, het jy ook al iewers 'n e-pos ontvang wat begin met die woorde I hope this email finds you well. En as jy verder lees, dan trap hulle jou uit dat die see jou nie kan afwas nie. Het jy al so ervaring gehad, nê? Ek het al. Iemand het op 'n stadium toe ek so 'n preekreeks doen oor wanneer ek rooi sien, dit het sommer so 'n bietjie gegaan oor Cas Weppener se boek Kookpunt. Toe stuur iemand vir my 'n e-pos oor iets wat ek gesê het en sê, Dewald, ek is nou so kwaad vir jou, my meter is nie in die rooi nie, hy is sommer in die maroon. Op 'n manier is dit wat Paulus hier doen, wanneer hy hierdie brief aan die gemeente in Galasië skryf, hy volg glad nie die standaard parenetiese struktuur, die briefstruktuur nie. Paulus begin sommer net en hy sê so amper hallo vir die gemeente, hy spreek halfhartig die seën uit en daar waar daar gewoonlik hierdie gedeelte sal wees wat gaan oor die danksegging. Julle ken mos Paulus se relaas, ek dank my God altyd oor julle in alle omstandighede, daai doxologie. Die oomblik as Paulus dit moet doen, dan val hy sommer weg hier in Galasiërs en hy gee sy misnoë te kenne. Hy sê, weet julle wat? Ek is verbaas, eintlik kwaad, oor hierdie vinnige ommekeer wat daar in julle gesindheid plaasgevind het en nie in die goeie sin van die woord nie. Paulus sê, ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie wegdraai. Nou Paulus se opmerkings is ironies bedoel, want hy sukkel eintlik so 'n bietjie om sy teleurstelling te verberg. Nou daar's die wat sê dat die gemeentes in Galasië nou nie regtig verstaan wat hier aangaan nie, want hulle ken nie Paulus se gewone briefstruktuur nie, maar wat ons wel moet hoor is dat Paulus sy misnoë omwonde te kenne gee. Dit klink eintlik of Paulus so 'n bietjie met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan het. Hy's diep omgekrap.
En hy sê sommer dit wat hy sê, baie kras. Dis baie soos daai e-posse wat 'n mens so vinnig skryf en stuur en dan kom jy agter die volgende dag, weet jy wat, dalk moes ek net so 'n dag gewag het en weer 'n bietjie gedink het voor ek die send knoppie gedruk het. Ek sê altyd jy maak jou beste toesprake waaroor jy vir altyd spyt is wanneer jy kwaad is. Nou vriende, op 'n manier voel dit of Paulus so iets hiervan in hierdie gedeelte doen. Maar hierdie brief in Galasië is eintlik, of hierdie Galasiërsbrief is eintlik deurtrek van kritaal. Paulus is van die begin af regtig woedend. Hy begin vers 1 en sê vervloek. Dan sê hy in vers 3, weet julle wat, julle is dwaase, wie het julle getoor? In hoofstuk 4 sê hy, hoe op dese aarde het julle nou al hierdie harde arbeid wat ek onder julle gedoen het, nou net laat gaan. Vers 5 vers 12 of hoofstuk 5 vers 12 dan sê Paulus selfs, weet julle wat, al hierdie mense wat julle so van stryk bring, hulle moet hulle self laat ontman, hulle moet hulle self kastreer. Hoor gou hoe kwaad is Paulus hier, vriende. Nou ons moet eerlik wees, dis nou nie asof hierdie gemeentes in Galasië ewe skielik nou immoreel is of promiskuus is nie. In hulle oë doen hulle wat goed is. Hulle volg hierdie Joodse tradisies en gebruike en op 'n manier voel hulle dis die regte ding om te doen. So mens wil tog wonder, is Paulus nie besig om eintlik te oorreageer nie? Nou Paulus is gewoonlik nogal iemand met tak en hy kan streng wees, maar hy sê 'n ding daarom ook op 'n goeie manier. Soos Hendriksen sê, it was his custom to commend before he began to condemn, to use words of praise and encouragement before using words of criticism and warning. Nou, Paulus doen dit selfs in Korinte, in 1 Korinte, wanneer die gemeente regtig die pad byster geraak het. Maar hier, vir die een of ander rede in Galasië, in hierdie brief van die Galasiërs, is Paulus woedend. Waaroor gaan dit? Vriende, dit gaan daaroor dat Paulus sien dat die hart van die evangelie hier op die spel is. En die hart van hierdie evangelie is die genade van Christus. Paulus weet dit mag nie. Hierdie evangelie van genade en liefde van Christus mag nooit op die spel geplaas word nie. Want dit, weet Paulus, het 'n effek op mense se uitkyk op die lewe en hoe hulle alles in hierdie lewe verstaan. Paulus praat daarom van hierdie ander evangelie en die siening wat onder die Galasiërs dan nou posgevat het in daardie tyd, wat ons moet verstaan vanoggend is dat hulle as te ware gedink het, weet jy wat, as ons nou die Christen geloof vat en ons kleer dit so 'n bietjie in met Joodse tradisies en sommer 'n klomp ander dinge, dan is dit eintlik oukei. Paulus sê nee, dis 'n ander evangelie. Die oomblik as jy dit doen, dan vernietig jy eintlik die inhoud van dit wat Christus kom doen het. Paulus sê eintlik dis 'n ontkenning van die evangelie. En daarom dat Paulus in vers 7 sy stelling eintlik so 'n bietjie korrigeer en sê, weet jy wat, daar is nie 'n ander evangelie nie, daar's net die evangelie van die genade van Christus. Nou vriende, ons moet die Grieks nogal ernstig opneem in hierdie gedeelte om werklik te besef wat hier aan die gang is. Daar in Galasiërs 1 vers 6 hoor ons dat Paulus sê, ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na ander evangelie. Nou hierdie wegdraai is metatitheste, wat letterlik beteken om amper as te ware heeltemal in 'n ander rigting te kyk. Dis 'n verskuiwing van lojaliteit. Hierdie Griekse woord gaan eintlik met 'n oorlogskonteks gepaard waar soldate van een legioen amper oorstap na 'n volgende, waar hulle eers vir die een kant veg en dan van die ander, en dit word ook van filosowe of by filosowe gebruik om te sê, weet jy wat, die oomblik as jou oortuiging so draai dat jy eintlik 'n hele nuwe manier van dink aanhang. So Paulus sê as te ware, hier's hierdie verskuiwing in lojaliteit na 'n ander soort evangelie. Hy sê eintlik, weet jy wat, julle draai julle rug op die ware evangelie van genade. En die een, ons kan in die vertaling verstaan, Paulus of Christus of God, wat hierdie genade bring.
Nou dan is daar hierdie ander deel waarop ons moet let en dit is die ander evangelie in die gedeelte. Nou vriende, die eerste woord wat gebruik word is heteron, wat ander beteken. Dis 'n sagter Griekse woord. En dan net in die volgende gedeelte, dan hoor ons in vers 7, daar is nie 'n ander evangelie nie, wat 'n ander woord gebruik, allo. Dis 'n swaarder Griekse woord. Nou, ek het myself so besig gehou hierdie week met hierdie woorde en die kommentatore wou my regtig net nie help om te verstaan hoekom gebruik Paulus twee verskillende woorde wanneer hy met hierdie ander in die evangelie werk nie. Hoekom is dit ander en uit desperaatheid het ek later vir Stefan Joubert 'n boodskap gestuur en gesê, prof, help my asseblief want ek sukkel om sin te maak van dit wat hier aangaan. En dit wat ek vermoed het hy eintlik toe nou bevestig in sy antwoord. Hy begin om te sê hierdie heteron, hierdie sagte ander van die evangelie is om te sê, weet jy wat, daar is nie 'n ander evangelie nie. Daar's net die valse evangelie en dan gaan hy oor na die allo toe om te sê, weet jy wat, hy beklemtoon dit eintlik nog sterker en sê daar is geen ander evangelie nie. So daar is nie 'n ander nie. Die oomblik as jy praat van die ander, dan is dit iets anders as die genade van Christus. So hy probeer letterlik vir ons hierdie kontradiksie uitbeeld in hierdie gedeelte en sê die goeie nuus, die euangelion, die goeie nuus van die evangelie kan nooit anders wees as die genade wat Christus kom bring nie. En dan vriende, gaan dit aan en dan vertel Paulus nou in hierdie gedeelte, hy vertel dan nou ook van die mense wat verwar. Hy sê eers, weet julle wat nou daar in Galasiërs is, julle bring julle self van die pad af, julle is besig om self die pad byster te raak, maar julle laat dit ook toe. En dan praat hy van hierdie verwarring, hierdie tarasontes, hierdie letterlik, hierdie irriteer, hierdie skit, hierdie op 'n manier van stryk bring. En hy sê, weet jy wat, dis politiese taal as jy na die Grieks kyk, om ons uit te nooi om te besef, die oomblik as hierdie teenstanders, hierdie ander mense inkom wat hierdie ander evangelie bring, dan gooi hulle eintlik die evangelie op sy kop. Hulle kom letterlik met 'n totale omverwerping van die evangelie. En vriende, dan praat hy van die verdraai en dis die metastrepsai wat 'n verwringing is. Dis letterlik om in 3 rad te sit. Hy sê, Galasiërs gemeente, julle is besig om te reverse. Julle is besig om agteruit te loop. Julle is besig om die punt te mis. Julle beweeg met hierdie Joodse gebruike en wette wat nou so deel is van julle verhaal eintlik terugwaarts. Ek sien eintlik Paulus in hierdie gedeelte soos 'n karwag wat agter die kar staan en skree, "Wow!" want dit lyk of hulle in iets gaan vasry, nê. Dis hoe Paulus probeer keer in hierdie gedeelte. Vriende, hoe is dit moontlik dat Paulus wat hierdie gemeente gestig het, dat hulle ewe skielik hulle ore uitleen aan 'n totale ander evangelie? Paulus het dit teen liggelowigheid. Onthou julle destyds die groep Prophet wat die lied gesing het, kinders van Jesus is nie popos nie. Nee, onthou julle dit, kinders van Jesus is nie popos nie. Partykeer is ons maar. Is amper asof Paulus in hierdie gedeelte sê, maar luister, as jy 'n volgeling van Christus is, dan beteken dit mos nou nie, jy moet jou brein afskakel nie. Om die waarheid te sê, Christus het eintlik gekom om ons onsinverklikkers aan te skakel, om te sê, maar hierdie is mos nou glad nie die waarheid nie, hierdie maak nie sin nie, om wakker te wees, om nie deur 'n klomp dinge oortuig te word nie. Ek het hierdie week bewus geword van hierdie treffende, ek het dit nog nooit so gesien nie. If you say gullible slowly, it sounds like oranges. Ek wil gou hê, sê dit gou vinnig, nou hoor jy, ek kon dit nie glo nie. Vriende, dis so maklik dit gebeur, nê. Dis so maklik ek en jy oortuig word van hierdie andersheid. Ek sien hier's 'n paar wat nog besig is om oranges te probeer uitkry. Is nie regtig so nie, hoor. Vriende, Paulus het dit ook teen bygelowigheid. Hy sê, weet jy wat, dis nie Christus plus nie, dis Christus punt. Dis nie Christus en al hierdie ander dinge wat
ek oortuig word van nie. Paulus sê, moenie verwar word nie. Nou sit jy vanoggend hier en wonder, hoe op dese aarde het hierdie teksgedeelte nou iets met my te maak? Vriende, baie. Want alhoewel ons dalk nie uitgedaag word in vandag se tyd noodwendig met die idee dat ons Joodse gebruike moet aanneem nie, is daar by ons hierdie ander evangelies wat gereeld op ons voorstoep kom kuier. Die evangelie van nog. Die evangelie van vinniger, beter. Die evangelie van ek is nie goed genoeg nie. Die ander evangelie van individualisme wat glad nie waarde aan verhoudings koppel nie. Die evangelie wat sê, weet jy wat, ons is verbruikers en ons kan maar opgebruik. Natuurlik in die kerk ook, vriende, daar's niks wat my so irriteer soos die taal wat kerke met mekaar praat en in ons eie kerk wanneer ons praat van die NG Kerk familie, wanneer mense sê, weet jy wat, ons moet met ons woorde probeer om iets anders voor te hou nie. Ons doleer, want ons wil graag sê dat Christus se liefde tog nou binne grense gestel moet word van die Bybel, en dit terwyl die prys wat Jesus kom betaal het so duur is om te sê, weet jy wat, dit gaan oor grense, en dan ewe skielik wil ons met 'n dogma taal iets anders op die tafel kom sit. Vriende, om te oordeel is maklik en goedkoop, maar om die dierliefde van Christus te leef, vra iets van my. Bernice stuur so 2 weke terug vir my 'n artikel van Malan Nel. Dit het my so getref eintlik oor hierdie ander evangelie. Hy gebruik die aanhaling daar, young people are looking for soul-shaking, heart-waking, world-changing God to fall in love with. And if they do not find that God in the Christian church, they will most certainly settle for lesser gods elsewhere. Most of the time, we offered them pizza. Nou, ons leef in 'n wêreld waar ons met tierlantynkies probeer om iets anders na die tafel toe te bring. Vriende, hierdie ander evangelie het nie net 'n effek op hoe ons dink oor God nie, maar ook hoe ons onsself sien, ons eie identiteit. Hierdie gemeente in Galasië het eintlik maar net hulle identiteit verloor. Hulle het verloor wie hulle is in Christus, naamlik begenadigdes. En daarom hoor ons baie duidelik dat Paulus eintlik sê, word net weer wie julle is. Nou, soos julle weet, is dit die tema waarby ons vanjaar nogal sterk stil staan om te sê, kom ons word wie ons is. Kom ons wees wie ons is. Die probleem is met die gemeente in die Galasië is dat hulle ontword. Is 'n neologisme, nie skepping. Hulle is besig om weg te beweeg van hulle identiteit in Christus. Verlede week het Bernice ons laat besef, wanneer ons weet, dan kan ons gaan wees. Sy het dit so mooi gesê, dis daar waar jy elke dag is, daar waar jy beweeg, vriende, daar maak jy 'n verskil in die wêreld. Moenie sidetracked word nie, moenie perspektief verloor nie, moenie jou fokus verloor op hierdie genade van God nie. Will Willowman vertel die baie mooi verhaal van Bessie Parker. Nou, Bessie Parker was een van die eerste vroue metodiste predikante wat in die suide van Carolina bedien het, en sy was al bietjie ouer toe sy gelegitimeer is, en hulle vertel dat sy met haar sneeuwwit hare regtig haar gemeente met soveel ywer bedien het, sy dakke reggemaak, duisende kilos agter mense aangery. Sy was regtig net so groot inspirasie vir die gemeenskap. Aan die einde van haar bediening skuif hulle haar toe nou na 'n moeilike gemeente toe, 'n gemeente wat bekend is vir hulle rasisme, 'n gemeente wat bekend is daarvoor dat hulle regtig eintlik maar kras optree met mekaar en die rondom hulle. En so 6 maande in haar bediening daarin, bel Willowman na haar en sê, Bessie, how's it going? Hoe gaan dit daar in die bediening? En sy sê, Will, jy sal nie glo nie, dis wonderlike mense hierdie, ek is so lief vir hulle. En Will sê, en wat van die rasisme, wat van hierdie ongedurigheid onder mekaar? Sy sê, jy weet, daar was hierdie een insident gewees by 'n kerkraadsvergadering toe ons besig was om te praat oor die begroting.
En die voorsitter van die kerkraad, John, het opgestaan en hy het op 'n baie kras manier gesê, luister, ons sal nie 'n bydrae maak tot enige swart universiteite nie. En Will sê, Bessie, en toe, wat maak jy? En Bessie antwoord, ek het vir hom gesê, John, dis nie mooi nie. Gaan sit en gedra jou soos 'n Christen. En die begroting is goedgekeur. Met haar ferm liefde oor grense heen, vriende. Johan van der Merwe van Moedergemeente vertel dat sy ma, toe sy jonk was, nou sy in hierdie striweling met haar skoonsussie. En sy praat op stadium regtig nie mooi van haar nie, en ouma kon dit toe nou net nie meer vat nie, en ouma sê op 'n stadium net vir haar, want dit was so in die Pinkstertyd, hulle het elke aand Pinkster bygewoon, soos ons ook so 2 weke terug gedoen het, en toe sy so besig is om weer lelik te praat oor haar skoonsussie, toe het ouma nou net genoeg gehad, en sy sê, Audrey, gaan jy nie Pinkster toe nie? En op 'n manier het dit 'n gesegde in hulle huis geword. As iemand iets sê wat teen die evangelie is, as iemand iets sê wat teen die waardes van die evangelie indruis, dan sê hulle vir mekaar, Audrey, gaan jy nie Pinkster toe nie? Vriende, op 'n manier is dit wat Paulus vir hierdie gemeente in Galasië sê, gemeente, verstaan julle nie die genade nie? Gemeente, het julle identiteit verloor? Gemeente, hou op om te ontword, gaan wees. Vriende, ek en jy word uitgenooi om te word wie ons reeds is in hierdie wêreld. Een van my gunsteling aanhalings is die van Martin Luther, die Christen skoenmaker vervul nie sy roeping deur klein kruisies op die skoene te maak nie, maar deur goeie skoene te maak. Ek en jy kan dikwels dink, as ons nou voltyds vir die Here wil werk, soos ons so baie keer sê, dan moet ons nou alles los en dan moet ons nou evangeliste word. Vriende, dan mis ons heeltemal die punt. Om te word wie jy is om daar waar jy beweeg, nie kruisies te trek nie, maar om die beste jy te wees, om daar die verskil in hierdie wêreld te gaan maak. Ek is hierdie week aangegryp deur die verhaal van Carl Sanders, die valkelid wat meer as 40 jaar in die polisie was, en hy is verkeerdelik aangekla daarvan dat hy betrokke was by korrupsie, by die steel van dwelms, en hy is hierdie week is hy onskuldig bevind. En toe die advokaat die boodskap oordra, toe rol die trane oor sy wange. Iemand wat hulle hart gee vir hulle beroep. Ek dink julle het gesien die groot fokus wat of die groot projek wat geloods is om vir hom vir 'n koffiemasjien toe nou fondse in te samel, toe by 500.000 gedraai, en op die einde van die dag, gister sê Jana Marks in die nuus, klink of hy dalk hierdie geld wil gebruik om nog sniffelhonde vir die dwelmeenheid aan te koop van die polisie. Die mense wat dan nou ook stikkend veroorsaak. Ek het so 'n soortgelyke verhaal, Pieter Klaasens staan in die konsistorie en hulle het by ons gemeente ingebreek, en ek sê nogal, die polisie is te sleg om 'n verskil te maak, en so voor almal, en na die tyd kom Pieter na my toe en hy sê vir my, Dewald, ek het 'n erg eksepsie vandag geneem, want ek is al vir meer as 30 jaar 'n speurder, en ek gee my beste. Ek en Pieter het groot vriende geword uiteindelik, en ek het iemand leer ken wat sy hart gee vir sy beroep. Die moeilike voorreg gehad om hom so 2 jaar terug te begrawe, kort na sy aftrede. Vol van spanning het sy hart ingegee, maar het sy hart gegee vir iets groter as homself. Vriende, ons het by Advent begin. Ons het geëindig by Pinkster. Ons het die hart van God gesien. Koninkrykstyd nooi ons om hierdie hart te gaan wees. Hierdie tekens vanoggend sê vir ons, vergeet van vergeet. Vergeet van vergeet. Gaan wees. Gaan wees wie jy is.
En hou op om toe te laat dat 'n klomp mense jou probeer oortuig dat dit Christus en nog iets is. Christus is genoeg. Ons leef vanuit daardie realiteit. Mag jy 'n koninkryksmens wees, koninkryksstreë gee. Amen. Dankie Here vir oomblikke soos hierdie. Here, dankie dat ons vanoggend vir onsself net weer kan vra. Audrey, gaan jy nie Pinkster toe nie? Dewald, gaan jy nie die nagmaal gaan leef nie? Gaan jy nie word wie jy is nie? Dankie Here dat ons vanoggend kan weet om te word is 'n proses. Maar dankie dat ons identiteit in U lê. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die dankoffers. Ek het lank gewonder oor wat sing ons vanoggend as slotlied en my hart was die hele tyd by God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk, maar uiteindelik te besef ek nee, dan word ek deel van die Galasiërs gemeentes. Kom ons wees eers net in ons identiteit van genade en ons sing vanoggend saam genade onbeskryflik groot.
ontvang vanoggend opnuut die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus en gaan leef in die vrede en die teenwoordigheid en die gemeenskap van God en die Heilige Gees. Amen.